Goeiedag aan al die kykers daar buite. Uit 'n popnat Kaapstad groet ons julle vanoggend. Ons praat hierdie week oor gebed, wat verhinder ons gebed, wat blokkeer dit. So welkom aan almal daar buite. Kom ons leer saam vandag oor die gebed. Een van ons blokkasies is minder gebedstyd. As ons in Matteus 26, 40 en 41 kyk, en hy kom by die disippels en vang hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Vers 41, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Kom ons gesels 'n bietjie oor die gebedstyd. Hoeveel tyd spandeer ons werklik in gebed, Yvonne? Ja, nee, weet jy, ek dink daar is soveel mense wat met ons sal saamstem, dat baie keer is die lewe so gejaag en ons hardloop so rond en teen die tyd wat ons stil raak in die aand byvoorbeeld, dan as jy so moeg dat jy dit amper moeilik vind om te kan bid en Bybel te kan lees. Daarom moet ons eintlik ons dag beter beplan. Ja, dinge gebeur soms, dinge gebeur baie keer onbeplan en dit gebeur dat jy 'n bietjie onkant gevang word. Maar ek sê altyd, stel daai wekker in die oggend so 'n uur vroeër, sodat jy in die oggend 'n goeie begin kan hê, sodat jy met jou koning kan begin. Want hoe kan ons 'n dag ingaan as ons nie eers met ons koning gepraat het, met ons Vader gepraat het nie, by hom gehoor het nie? Ons moet eintlik sê, Vader, wat wil U hê moet ons doen vandag? Kom ons begin ons dag met goeie tyd saam met ons Vader. Kom ons bid, kom ons luister wat hy vir ons wil sê, want miskien wil hy vir jou 'n boodskap gee vir iemand vandag. En as jy afjaag, waar gaan daar tyd wees? Hoe gaan hy daardie boodskap kan aflewer? En dieselfde met die aand. Probeer maar die kinders vroeg in die bed kry. Of ons programme bietjie, jy weet daar is soveel programme wat ons op TV kan sien, wat heruitgesaai word, of deur die dag, of op YouTube, of enige van die ander kanale. So moenie jou tyd afskeep met die Here om 'n program te kyk nie. Kom ons maak seker dat ons genoeg tyd het met die Here. Ja, as ons kyk van kleins af leer ons dat baie keer sê ons net 'n gebedjie op om ons gewete te stil. Of baie keer kom ons met hierdie lysie wat ons gedoen wil hê en ons lees die lysie af en ons staan op sonder om te luister. So dis baie belangrik dat ons meer tyd in gebed spandeer. As jy kyk hoeveel tyd gaan op media, internet, sosiale media, en hoeveel tyd ons werklik met die Here spandeer. Baie mense kom Sondag kerk toe en dan sê hulle, dit was 'n uur, dit was te lank. Maar as ons week opdeel, hoeveel tyd spandeer ons regtig in gebed? En daar's so 'n wonderlike spreekwoord daar buite wat sê, jy kan alles te veel doen. Jy kan te veel eet, jy kan te veel oefen, jy kan te veel slaap, maar daar's een ding wat jy nooit te tik kan bysit nie, en dis by te veel bid. So kom ons probeer almal om meer gebedstyd met ons Vader te spandeer. Nie net om te bid en jou storie te lees nie, maar ook dan om te wag en te luister. Wat antwoord hy vir ons, of wat is sy antwoord op ons versoeke? So dis belangrik dat ons baie meer tyd in gebed sal deurbring. Net soms voel dit ook vir my, ons weet ons bid in die oggend, ons weet ons bid in die aand. Die oggend is nog vir my baie keer maklik, want mense is vars en jou gedagtes is rustig, so dan is dit maklik om met die Vader te gesels. Daarom sê ek, as jy nie in routine is nie, of dink jy het nie genoeg tyd nie, stel maar daai wekker. Laat jy nie eers gou moet opspring, die kinders gereed kry vir skool of manlief, of jouself, en dan warps as jy by die huis uit, en jy het nog nie eers gebid nie. Maar in die aand veral, wanneer ons kom, moenie na jou gejaagde dag en 'n geskarrel om die huis skoon te kry en alles in orde te kry, op jou bed neerplak of op jou knie en dadelik begin bid nie. Kom ons wees net eers 'n bietjie rustig, dat daar net 'n skoon kanaal kan wees waardeur ons kan, wat deur die Here kan werk, 'n rustigheid, want hoe kan die Here met ons praat as ons gedagtes nog nie eens afgeskakel is nie? Ja, hoe kan ons dan verwag dat God ons hoor as ons nie regtig tyd met hom spandeer nie? Dit moet regtig vir ons 'n erns wees om elke dag tyd te maak vir gebed.
Yvonne? Ja, Hebreërs 11 vers 6 sê, want hy wat na God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Erns dui op wat tyd behels. Regtig, die Here wil hê ons moet na hom toe gaan in die regte tyd, in die tyd met hom spandeer, want hy sal ons beloon daarvoor. Onthou, alles wat ons voor God plaas is 'n afgod. Wat plaas ons voor God? Wat plaas ons voor die tyd wat God het? Ons lees in die Esegiel 14 vers 3, Mensekind, hierdie manne het afgode in hulle harte opgerig en bose struikelblokke voor hulle aangesig gesit. Moet ek hulle enigsins by my raadpleeg, vra die Here? Die Here sê, as jy dan nou so besig is met ander dinge en alles voor hom plaas, hoekom moet jy na hom toe kom dat hy jou moet raadpleeg? So God is baie duidelik daar. Kom ons wees versigtig. Kom ons ondersoek 'n bietjie ons eie lewe. Kom ons kyk bietjie waarmee is ons besig. Kom ons weeg 'n bietjie op. Kom ons sit 'n bietjie op die skaal. Wat is ons mee besig? Wat het ons op die skaal vir God? En kyk bietjie watter een weeg die swaarste. Spandeer ons meer tyd aan ons kinders, ons kleinkinders, ons man? Ja, die Here wil hê ons moet hulle versorg. Ons moet nie hulle verwaarloos nie. Maar ons moenie hulle bokant die tyd van die Here stel nie. Die Here wil hê ons moet 'n balans hê. Ons moenie ons TV-programme, ons sepies, wat ons so lief is om aan te hang, voor die Here stel nie. Mense kan maklik ure voor die TV sit en die een sepie na die ander kyk, of wat die stories ook al kyk, en dan kla hulle as hulle 'n uur by die Here moet sit in die kerk. So ook sport. Daar's soveel sport wat deesdae beoefen word op 'n Sondag, wat die tyd van die Here steel. Die Here het gesê, ons moet rus op 'n Sabbat. Nou sê die Here, ons Here Jesus het dit baie duidelik gestel, dat die Sabbat vir die mens gemaak is, en nie andersom nie. So ja, die Here het vir ons baie toegegee met die Sabbat, maar kom dat ons nou die Sabbat tog gebruik, ook, om nog vir die Here te kan dank vir dit wat hy vir ons gee, en nie ons sport en ons stokperdjies bo hom plaas nie. Kom, kies jou tyd versigtig. Ja, ek dink ook Yvonne, dis belangrik dat dit maak nie saak, daar soveel redenasies en die een sê Sabbat is Saterdag en daai een sê Sabbat is Sondag. Dit maak nie saak watter dag jy dit doen nie, maar vat een dag af, of een dag wy dit aan die Here, dat jy sê 6 dae het ek gewerk en die 7de dag gaan ek wy aan die Here, ek gaan rus, ek gaan tyd spandeer by jou kerk. So kom ons ondersoek onsself en kyk of daar nie 'n ander afgod. 'n Afgod is nie noodwendig 'n beeldjie waar jy buig nie, maar ons kan van baie dinge soos Yvonne sê, sport, huise, karre, klere, eiendomme, kinders soos hy genoem het, van baie dinge afgode maak. En 'n afgod is net wat jy meer tyd spandeer, waar jy meer fokus, wat jou fokus wegvat van God, is die dinge dan wat jy bo aan die lysie plaas. As ons na die volgende punt gaan, hardnekkige ongehoorsaamheid aan God se woord. Ons kyk in Sagaria 7:11-13, maar hulle het geweier om te luister en wederstrewig die skouer afgewend en hulle ore toegestop om nie te hoor nie. Vers 12, ook het hulle harte soos 'n diamant gemaak om nie die wet te verneem nie en die woorde van die Here van die leerskare deur die diens van die vroeëre profete gestuur het nie. So het dan daar van die Here van die leerskare in groot toring gekom, vers 13. Daarom soos hy geroep en hulle nie gehoor het nie, dis so sal hulle roep, maar ek nie hoor nie, het die Here van die leerskare gesê. Die opsetlike verwerping van God se woord. Die geheim vir een en elkeen van ons is, ons almal doen sonde, maar die geheim is om dadelik te repent, vra dadelik vergifnis en sê, Here help my, ek het nou verkeerd gedink, gedoen, ek het my ore was toe, ek het nie geluister nie, en repent onmiddellik, soos die Engels sê, vra vergifnis en draai weg van dit. So ons moet so versigtig wees, dat ons ore werklik gefokus is op God se woord, sy stem. Ons doen so baie keer dinge wat hierdie gehoor
die geestelike gehoor van ons verhinder of strem. Maar kom ons stel onsself in dat ons geestelike ore oop is en dat ons werklik God se stem sal hoor. En dis sonde dan wat onbeleide sonde is of wat ons weet baie keer ons sis net ons gewete, ons het eintlik verkeerd gedoen. Die Heilige Gees wys baie keer vir ons, wat het jy verkeerd gedoen? So vra vergifnis en maak reg en bid dan weer. Ja, dit wat in die woord van die Here staan is wat ons moet toepas. As die Here vir ons sê dit of dat is sonde, dan is dit sonde. Ons kan dit nie verander om ons te pas nie. So dit is ook, as jy dan teenstrydig doen wat die woord van die Here vir jou sê, dan verwerp jy die woord van die Here en dit is sonde, want dit wat in die woord van die Here staan is die ja en amen. Dit is wat die Here van ons verwag, dit is sy wil, dit is wat hy van ons verwag om te doen. So kom laat ons sorgvuldig toepas dit wat in die woord staan en nie die helfte verwerp onder dit jou begeertes, jou sonde wil koester nie. So kom ons maak seker dat alles wat ons in die woord staan, ons toepas in ons lewe en nie die woord van God verwerp deur te sê, die Here het in sy woord is baie duidelik daaroor, ons moet nie kies wat ons wil in die Bybel nie, ons moet alles sorgvuldig toepas, dit wat die woord van die Here vir ons sê. Ja, ek dink ons kan ook daarbey aansluit menslike opinies, Yvonne, ons gesels baie, en elkeen het 'n opinie oor die woord, want ons het elkeen anders groot geword, ons het met ander waardes, beginsels, kulture groot geword, maar ek dink is belangrik, dat ons dan sê, ek hoor jou opinie, ek hoor hoe jy voel, maar kom ons gaan terug na die woord van God, en dit moet ons antwoord wees, wat sê die woord van God werklik? Ja, dit is hoekom dit belangrik is om die woord van die Here te ken. Want as iemand vir jou probeer oortuig oor 'n standpunt wat hy of sy op besluit het, moet jy kan teruggaan en sê nee, maar dit staan nie so in die woord nie. En hoe gaan jy weet wat daar staan as jy nie tyd spandeer nie? Daarom is dit belangrik, die Here sê my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. So lees die Bybel, bestudeer dit. Moenie net mense se opinies vat en sê dit is aanvaarbaar. Jan het gesê dit staan in die Bybel, maar jy is nie eers seker of dit so staan nie. So kom, ken jou woord. Ja, ons kan ook daarbey aansluit, baie keer kyk die mensies na programme, hulle lees boeke, en dan kom hulle terug, dan sê hulle, maar die skrywer het dit of dit gesê, daai prediker het dit of dit gesê, maar meet dit altyd terug aan die woord van God. Is dit wat die woord sê? En as dit dan werklik is wat die woord sê, dan kan ons dit aanvaar. As dit nie is wat die woord sê nie, moet ons 'n bietjie ondersoek instel en let ook op na die skrywers van die boeke, let ook op na die TV-programme, dat dit werklik die woord van God is wat ons na luister of wat ons lees. Ja, onthou om God se woord te verwerp, sal hy jou gebede verwerp. So maak seker dat jy in lyn is met jou lewe volgens God se woord. Ons kyk ook dan nou na die volgende punt wat jou gebede kan verhinder, nalating van die armes. Die Here sê in Spreuke 21 vers 13, wie sy oor toestop vir die geskreeu van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. God verwag vir ons om vir die armes te sorg. Hy sê tog in sy woord, hy het gekom vir die armes en die wat ver van hom is, die verloores. Hy het nie gekom vir die ryk, ja, hy het gekom vir die rykes, hy het gekom vir die gereddes ook, ja, ons moet nie dit verkeerd verstaan nie, maar hy het 'n duidelike opdrag gegee. As ons dink aan die jong ryk man, wat hy ook gesê, toe die ryk jong man vir hom gesê het in Matteus, wat moet hy doen? Toe sê Jesus vir hom, verkoop al jou besittings, en gee dit die geld vir die armes. En hy het bedroef gedraak, en hy het dit nie gedoen nie. So 2 dinge het hy daar verkeerd gedoen. Hy het sy rykdom, sy besittings, bo God geplaas, so dit is in eerste plek 'n afgod, en in tweede plek het hy bedroef geraak om te dink, hy moet dit wat hy besit het vir die armes gee, en dit het kan 'n hindernis dan vir hom gewees het. Die woord van die Here sal dan ook daar sê, hy het naby gekom, maar omdat hierdie ding hy mee gesukkel het, is dit 'n hindernis vir hom om die koninkryk van God te beerwe ook, maar ook 'n hindernis om sy gebede te verhoor.
God verwag dat ons hierdie gebod van hom nie moet verontagsaam nie. Ons moet vir die armes en die wees en die weduwee sorg. Dit is die Here se opdrag. Soveel kere sien ek by ons een keer 'n week, dan kom haal hulle die vullis. En as jy die vullisdrom in buitekant sit in die oggend, dan sien jy daar kom 'n klomp mense en hulle krap in die asblikke om te kyk, kan hulle blikkies kry of kan hulle botteltjies uithaal of is daar dalk iets waardevols of is daar selfs partykeer iets om te eet. Dan sien ek nou mense het die gewoontes om hulle asblikke te sluit of hierdie mense weg te jaag. Maar hulle bied hierdie mense niks in ruil aan nie. Nou sê ek nie, dit is nog steeds jou eiendom, maar wat verwag, wat sou Jesus doen? Sou Jesus nie vir die man gesê het, kom laat ek vir jou liewerste 'n snytjie brood gee nie. Kom, as jy nou nie wil hê die mense moet in jou drom krap nie, sê ek, kom maak dan 'n sakkie met die blikkies bymekaar, maak 'n sakkie met botteltjies bymekaar, sit dit dan in 'n sakkie by die asdrom, of in die asdrom, of daardie kos wat daarin, ons het almal van tyd tot tyd kos wat oorbly na ete, moet dit nie weggooi in die asdrom nie. Kry vir jou 'n paar van hierdie bakkies wat jy vir wegneem etes, skep dit uit en sit dit bo op die asblik. Ons het al keer op keer gesien hoe dankbaar is dit. So dis klein dingetjies. Jy hoef nie jou huis te verkoop noodwendig om vir die arme te sorg nie, maar draai jy jou gesig weg na daardie man wat honger is, na daardie man wat dors is. Winter is aan die kom. Daar's soveel van hulle wat nie klere het nie. Daar's soveel van hulle wat nie komberse het nie. Ja, baie van die mense sê, ja, hulle gaan dit net verruil vir dwelms. Weet jy, dis nie my en jou plig om te weet wat hulle daarmee gaan doen nie. Die Here verwag van ons om te gee en hy sal jou seën vir die gesindheid wat jy vir die arme gegee het. As hy daardie kombers ontvang en hy verruil dit vir dwelms of wat ook al, lê die sonde by hom. Maar doen jy jou deel sodat jou gebede nie verhinder mag word nie. Daar is soveel kindertjies wat in die oggend skool toe gaan, ja, wat nie eers 'n ontbyt gehad het nie. Wat kan jy doen? Waarmee kan jy uitreik? Hoor by jou buurvrou, by jou bure. Kan julle nie saam staan en ontbyt maak vir kindertjies vir die oggend nie, of 'n toebroodjie vir die skool nie, of 'n glasie sop vir die winter. Daar is so baie maniere wat jou nie baie gaan kos nie. En ek het gesien in my lewe waar ons uitreikings doen, hoe die Here net voorsien. Ons het selde nodig gehad om bekommerd te wees oor waar die finansies vandaan kom. As jy 'n saak doen wat na in die Here se hart is, sal hy vir jou voorsien. So moenie nalat om vir die armes te sorg nie. Moenie nalat om vir jou broer te help nie. Ek sê altyd, hoe kan ek eet aan tafel wanneer ek weet my broer is honger? So ja, as hy nie sy finansies reg hanteer nie, sal die Here weer met hom rekenskap vra daarvan. Want ons almal moet rekenskap gee met dit wat die Here ons vertrou. Maar moenie nalat om goed te doen nie. Ja, ons kan seker daarby aansluit dat elke dag sien ons hoeveel bedelaars bykom by die robotte en jy kan nie vir almal gee nie, maar jy kan bid en sê, Here, help my en wys my wat 'n persoon ek kan help. So, dis nie nodig om, jy kan vir almal werklik ietsie gee of ietsie doen. Ons sê baie maklik, ek sê vir jou bid, maar as daai persoon so honger is, as dit in jou vermoë is, help daai persoon en bid dan saam met hom, maar as dit in jou vermoë is, ons is geseën om seëninge vir ander te wees. Onthou die woord van die Here sê, moenie sê gaan word versadig of wees warm of wat ook al en jy gee hom dit nie. Wat help dit? Jy sê vir iemand, gaan heen, wees versadig, maar jy gee nie vir hom ietsie om te eet nie. Net soos onthou die verhaal waar Jesus geklop het en gesê het, ek was honger en julle het my nie gevoed nie. Ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was koud en julle het my nie warm kombers gegee nie. Dis alles opdragte van die Here. So ons weet nooit wanneer klop Jesus self aan die deur, wanneer stuur hy een van sy engele nie. So ons gaan vandag daarmee volbring met hierdie en ons gaan 'n volgende keer aan. Ons gaan nou verder met die versoeke
vir hierdie week. Kom bid saam, kry julle papier en pen, dat julle saam met ons kan bid vir hierdie versoeke en dankie vir elkeen wat saam met ons bid en stuur julle gebede. Ja, kom ons versoeke paasdienste oor ons land. Ons weet baie kerke het saamtrekke. So kom ons bid vir ons volk in ons land, dat ons werklik oor hierdie paastyd sal besef waaroor dit gaan. Ons het ook versoeke gekry van redding, verlossing, veral vir ons jeug, ons jong mense daar buite, dwelms, drank. So kom ons bid veral vir ons jeug ook. Dan geweld is aan die toeneem in ons land, bende geweld. Daar's baie ouers wat hulle kinders verloor in hierdie tyd. So kom ons bid werklik vir vertroosting van hierdie ouers, van hierdie families. Ons verstaan nie al hierdie dinge nie, maar kom ons bid dat die Vader hulle self se vertroos in hierdie tyd. Ons bid vir herstel van 'n operasie anoniem. Ons bid ook vir skole, onderwysers en onderwyseresse in hierdie tyd. Ons weet almal wat 'n moeilike taak hulle het. So kom ons dra hulle ook op. En dan ouers, dat die ouers werklik hulle verantwoordelikheid en ook hulle geestelike verantwoordelikheid teenoor hulle kinders sal besef in hierdie tyd. Finansiële voorsiening, ons kerke, ons pastore, ons leraars. Ons het ook getuienis terug ontvang van 'n persoon wat 'n 3-omleiding hartoperasie ontvang het, wat goed besig is om te herstel. En ons dank die Vader daarvoor, ook vir 'n seun wat ons lankal voorbid vir werk, wat werk gekry het. Vir Israel, vir die aardbewings, die vloede, daar's ook nog dele van ons land wat droogte het. So kom ons vat werklik hande saam en ons dra hierdie gebede op aan die Vader. Ja, kom ons bid saam en dan vertrou ons saam die Here, want onthou die Here sê dit wat ons aan hom bekend maak, hy sê bring alles na my toe en ek sal julle paaie gelyk maak. Kom ons vertrou die Here saam met hierdie mense vir 'n deurbraak, vir 'n uitkoms, vir 'n antwoord, vir voorsiening. En ons bid regtig dat ouers tyd sal spandeer met hulle kinders, saam om 'n woord sal sit. Die kinders sal leer, daar's 'n liedjie wat sê, mamma, waarom het jy my nie vertel van Jesus nie? Ek en jy moenie daardie wees eendag van ons ouers sê, mamma, hoekom het jy my nie vertel van Jesus nie? Kom ons maak dit ons plig, kom ons maak dit vir die kinders lekker om met Jesus te leer ken, 'n verhouding met hom op te bou. Kom ons bid saam. Ons Hemelvader, baie, baie dankie dat ons weer vandag na U toe kan kom en U te kan eer as ons God en ons Vader. Here, U is die een wat vir ons voorsien. U is ons leidsman, Here. U is die een wat vir ons genade skenk, want alles wat ons het, kom van U en nie uit verdienste nie, en ons eer en loof het. Here, U het gehoor van elke versoek, Here. Ek lê my hand vandag op hierdie versoeke, Here, en ek bid dat U sal antwoord, Here. Dat U vir elke ene wat gevra het, Here, sal antwoord, Here. Dat U, Here, sal hoor wat hulle sê, Here, en dat hulle sal seker maak in hulle lewe is daar geen hindernis wat verhinder dat hulle gebede verhoor word nie, Here. Want Here, al bid ek, of al bid Ansie, of wie ook al vir 'n persoon, en daar is nog steeds iets in daardie persoon se lewe 'n hindernis, sal U dalk nie antwoord nie. Maar ons bid, Here, dat U elke persoon sal oortuig in hulle hart, Here, dat wanneer daar dinge in hulle lewe is wat nie reg is nie, wanneer hulle balans met U nie reg is nie, dat hulle dit sal herstel, Here, sodat U hulle gebede sal verhoor. Vader, dankie vir elke gebed wat U verhoor. Dankie vir die uitkomste. Dankie vir verlossing, Here, vir redding, Here. En dankie, Here, dat ons nie hoef angstig te wees nie, maar ons oë sal opslaan na die Here, want daar kom ons hulp vandaan. Vader, ons sê vir U dankie en ons vra dit in die naam van Jesus en ons eer U daarvoor. Amen. Baie dankie, dit was baie lekker om met julle te gesels. Tot 'n volgende keer. Totsiens van my, Yvonne. Totsiens van Ansie.